Goeiedag, die weekse gedeelte wat ons saam bestudeer is die 29ste gedeelte met die naam Aggereimot. Die naam Aggereimot is afkomstig van die eerste woorde van die eerste vers van die weekse gedeelte wat ons sien in Levitikus 16 vers 1. En dit sê, en Jahwe het met Moses gespreek na die dood van die 2 seuns van Aaron wat gesterf het toe hulle voor die aangesig van Jahwe nader gekom het. So die woorde van Aggereimot verwys na die dood van hierdie 2 seuns van Aaron, Nadab en Abihu. So die Torah gedeelte van hierdie week herhaal die initiële instruksie rakende reinheid en die tragiese voor van Nadab en Abihu, die 2 seuns van Aaron wat doodgemaak is toe hulle die vreemde vuur op die wierookaltaar gebring het tydens die inwyding van die tabernakel in Levitikus 10 vers 1 tot 2. Nou hierdie is weer eens 'n bevestiging en 'n waarskuwing dat slegs diegene wat afgesonder, heilig en rein is in die teenwoordigheid van Abba Vader mag kom. Omdat Aaron se 2 seuns met vreemde vuur voor die aangesig van Abba Vader gekom het, het daar 'n vuur voor die aangesig van Abba Vader uitgegaan en hulle verteer. Abba het Moses verder beveel om Aaron opdrag te gee dat hy slegs 1 keer per jaar op die 10de dag van die 7de maand in die allerheiligste mag ingaan. Hierdie dag word genoem die dag van versoening, in Hebreëus is dit Yom Kippur, en hierdie dag is deel van Abba Vader se vasgestelde tye of feestye soos Abba Vader na dit verwys in Levitikus 23 vers 26 tot 31. So die woord Aggereimot bestaan uit 7 Hebreëse letters. Die Aggerai gedeelte bestaan uit 'n Alef, Get, Resh en Jod. En die Mot gedeelte bestaan uit Mem, Waf en Taf. As ons kyk na hierdie eerste letters van Aggerai, begin ons met die letter Alef. So die piktogram prentjie vir Alef is die van 'n os. Hierdie is 'n simbool van krag en leierskap en verteenwoordig Abba Vader self. Hy is die begin en die einde, die Alfa en Omega. In die oorspronklike Paleo-Hebreëse skrif was Alef voorgestel as hierdie eenvoudige tekening van 'n oskop met horings, 'n simbool van gesag, sterkte en die vermoë om te lei. Dit wys op die karakter van Abba Vader wat sterk en vol gesag is en wat sy krag gebruik om te dien en te verbind. Die eerste woord wat Alef bevat is die woordjie Bereshit, wat die heel eerste woord in die Bybel is. Dit wys vir ons hoe fundamenteel Alef is tot die hele skepingsverhaal, want dit is die begin van die woord. Die kernidee van Alef is eenheid, leierskap, krag en die verbinding tussen hemel en aarde. Dit wys op hoe Abba Vader se hand uitstrek na die mens en hoe die mens op sy beurt na hom toe uitstrek. So as ons kyk na die moderne prentjie van die Alef, is dit een hand wat uitstrek van die hemel af en nog 'n hand wat uitstrek van aarde af. En die middelpunt van hierdie Alef is 'n prentjie van 'n Waf. So ons sien hoe Abba Vader hierdie verbinding en eenheid skep in die prentjie van die Alef. Alef is dus veel meer as net 'n letter. Dis 'n openbaring van wie Abba is, sy plan van versoening deur Yeshua om hierdie 2 hande wat na mekaar toe uitstrek te verbind. En dit is sy hartsverlange, dat ons saam met hom verbind sal wees deur liefde en deur waarheid. En dan die volgende letter waarna ons kyk is die Get. Die oorspronklike piktogram vir die letter Get is die beeld van 'n heining of 'n muur. Dit simboliseer 'n afbakening, 'n grens of beskerming. In 'n geestelike term wys dit na beskerming en afbakening wat Abba Vader aan sy kinders gee wanneer hulle binne sy wil en instruksies wandel. En dit is asof jy binne 'n veilige ruimte leef, afgesonder vir Papa God, onder sy sorg, sy voorsiening en sy leiding. Nou hierdie muur is nie daar om ons te beperk nie, maar om ons te beskerm om binne sy pad van lewe te bly. Nou Get, byvoorbeeld, kom in die woord Chaim voor. Chaim wat beteken lewe. So, die numeriese waarde van Get is 8, en 8 verwys na 'n nuwe begin. So ons sien 'n prentjie van lewe, hoe Abba Vader ons wil beskerm binne sy instruksies, binne sy woord, en hoe dit vir ons 'n nuwe begin is. En onthou 8 volg op die getal van 7. 7 verwys na voltooiing en volheid.
En 8 dui dan op hierdie vars nuwe begin aan. Soos Yeshua wat op die eerste dag van die week, wat ook die 8ste dag as beskou kan word, opgestaan het, wys vir ons weer eens na 'n nuwe begin vir die mensdom. Ons kan ook kyk na die jubeljaar, wat die jaar na die 7de Sabbatsjaar is, die 8ste jaar, die jaar na die 7de Sabbatsjaar. En dit was 'n jaar waar daar vrylating plaasgevind het, vrylating van skuld, restituisie van grond en van rus. So die kernidee van Get en 8 is 'n pad wat lei na verlossing en 'n nuwe begin binne die beskerming van Abba Vader. Dit is 'n uitnodiging om uit 'n plek van sonde af weg te stap, gewas te word en binne hierdie heining, hierdie beskerming van Abba Vader se instruksies te wandel. Dit beteken nie net om vrygelaat te word van skuld nie, maar om ook in gehoorsaamheid en toewyding te leef, wetende dat Abba Vader voorsiening gemaak het deur Yeshua om vir ons 'n nuwe lewe, 'n weg te skep na hom toe. Een waar ons oorwinning kan intree, waar ons vryheid kan intree en verhouding met hom kan intree. Dit is alles in die prentjie van die Get, die nuwe begin en om in daardie plekkie van gehoorsaamheid binne Abba Vader se wil te lewe. Dan as ons na die volgende letter kyk, die Resh. Die letter Resh, wat die 20ste letter van die alefbet is, simboliseer 'n hoof, 'n leier en 'n begin. In Genesis 1 vers 1 kom die eerste Resh voor in die woord Bereshit, wat weer eens in die begin is, en dit verwys weer eens na Yeshua as die hoof van Abba Vader se huis. Maar die prentjie van Resh wys ook op nederigheid, soos ons kan sien in die piktogram prentjie van 'n gebuigde kop. Ons lees in Hosea 11 vers 3 tot 4, toon hoe Abba Vader sy mense lei en voed. Ons sien ook in Markus 10 vers 43 tot 45, is dit waar ons leer dat ware leierskap deur diensbaarheid kom. En Yeshua het sy kop gebuig om ons te dien, en in Johannes 13 vers 14 tot 15 sien ons, was hy sy disippels se voete as 'n voorbeeld van hierdie diensbaarheid. So die Resh gee vir ons hierdie oorhoofse idee van leierskap wat gevorm word deur diensbaarheid en nederigheid. Dan kom ons by die letter Jod, en die piktogram prentjie van die Jod is 'n hand of arm, wat krag, aksie en mag simboliseer. Dit dui op die hand van Abba Vader wat werk en mag uitstraal in die skepping wat onder sy bestuur is. Die letter Jod dui nie net op mag, krag en autoriteit aan nie, maar verwys ook na Yeshua, wat aan die regterhand van Abba Vader is. Die numeriese waarde van Jod is 10, wat volmaaktheid en volledigheid simboliseer. Dit verteenwoordig ook die 10 gebooie. Die woord wat die naaste aan Jod kom is die woord Yad. Dit beteken ook hand, krag en autoriteit. Nou dit dui op Abba Vader se mag en die hand wat autoriteit uitoefen in die skepping en in die lewens van die gelowiges. Die eerste keer dat Yad as 'n woord voorkom is in Genesis 3 vers 22, waar dit verwys na die verlies van autoriteit deur die sondeval. En dit was toe die mens uit die tuin van Eden verwyder is, toe die autoriteit verloor is. Maar deur Yeshua wat die regterhand van Abba Vader is, het hy vir ons sondes gesterf en opgestaan, sodat ons daardie autoriteit kan terugneem om Abba Vader se teenwoordigheid te kan nader. So die prentjie in Genesis 3 vers 22 is waar die Jod, die hand, die autoriteit verloor het weens sonde, maar Yeshua wat die regterhand van Abba Vader is, het daardie autoriteit vir ons kom teruggee vir die wat deur hom lewe, om so weer in die teenwoordigheid van Abba Vader te kan wandel. Dan kom ons by die letter Mem. Die oorspronklike piktogram vir Mem is 'n prentjie van water. Water word gesien as 'n bron van lewe en niks kan leef sonder water nie. Dit kan ook aandui op lewe en oorvloed, soos lewende riviere. Water kan ook aandui op suiwering en reiniging. In Johannes 4 vers 14 beloof Yeshua dat die water wat hy gee 'n fontein van ewige lewe sal wees. So hierdie prentjie van die Mem wys vir ons is lewe en dit lyk selfs soos golwe, die oorspronklike piktogram. En dan kyk ons na die numeriese waarde van Mem wat 40 is. Die getal 40 verwys na beproewings en voorbereiding. As ons net dink die Israeliete was vir 40 jaar in die woestyn.
Ons kan ook kyk na 'n oorgangstyd van 40 jaar wat verwys na 'n nuwe seisoen. Selfs Yeshua wat vir 40 dae vas in die woestyn voor sy bediening begin het. Noag se 40 dae van reën wat 'n nuwe wêreld voorberei het. En hierdie 40 is nie net jare wat net verniet verby of dae wat net verniet verbygaan nie. Dit is tyd wat daar gegee is vir voorbereiding, vir oprigting, vir verandering. En so is hierdie water ook 'n prentjie van reiniging, want so berei Abba Vader sy kinders voor vir sy Godgegewe roeping. Die eerste voorkoms vir letter Mem is in Genesis 1 vers 1, waar daar verwys word na Abba Vader in die woord Elohim. Mem se assosiasie met water koppel aan die gees van Abba Vader wat in Genesis 1 vers 2 oor die waters gesweef het. Hierdie gees bring orde en lewe uit die chaotiese waters. En Abba Vader wat as Elohim beskryf word, is die bron van alle lewe. En water, Mahim, die woord in Hebreëus, is een van die eerste simbole van sy skepingskrag en teenwoordigheid. Dan die volgende letter waarna ons kyk is die Waf. Die letter Waf is die 6ste letter van die Hebreëse alfabet en is diep verweef met die tema van verbinding. In Genesis 1 vers 1 kom die eerste Waf voor in die woord Ve'et, wat hemel en aarde verbind. En hierdie simboliek wys op Yeshua, wat deur sy kruisiging en die skeiding tussen Abba Vader en die mens dit oorbrug het. Hy het vir ons die weg tussen mens en Abba Vader kom skep. Die oorspronklike prentjie van die Waf is 'n spyker of 'n tentpen, wat aandui op iets wat heg of vasmaak. Die tabernakel se tentpenne, wat 'n prentjie is van hierdie wat heg, het die struktuur gestabiliseer. En dit wys ook heen na Yeshua, wie se spykers ons en Abba Vader verbind. Nou sy arms was uitgestrek aan die kruis, net soos die bedekking van die tabernakel uitgestrek was. Beide van hierdie was 'n simbool van heiligheid en genade. Yeshua met sy arms uitgestrek en so ook die tabernakel se tent wat uitgestrek was. So Abba Vader het van die begin af geweet van die weg wat gemaak moes word en die prys wat betaal sou word. Dan kom ons by die volgende letter Tav. Die letter Tav, wat die 22ste en laaste letter van die Hebreëse alfabet is, wys op die liefde van Abba Vader en die offer van Yeshua. Die oorspronklike prentjie van die Tav is 'n kruis wat simbolies is vir die verbond wat deur Yeshua se dood gesluit is. Nou die woord Tav, wat 'n merk of 'n seël beteken, verskyn slegs 3 keer in die woord. 'n Getal wat weer eens volmaaktheid simboliseer. In Jesegiel 9 vers 4 is een van hierdie voorbeelde, en hier word die getroues van Abba Vader gemerk om beskerming te ontvang. In Job 31 vers 35 roep Job uit na Abba Vader met die Taaf as 'n merk van 'n teken van afhanklikheid. So die Taaf open ons oë vir Abba Vader en sy intentionele liefde en die ewige verbintenis deur Yeshua. So ons sien dat die kruis van die begin af 'n prentjie is van verlossing, 'n merk of 'n seël wat gedra word as 'n teken van verbintenis aan Abba Vader. Dit was dan nou die 7 letters waarna ons gekyk het in Acharai Mot. So hoe kom hierdie letters by mekaar en hoe sluit dit aan by die week se parasha gedeelte? So as ons kyk na die eerste gedeelte van Acharai, sien ons weer eens die Alef wat verwys het na leierskap, eenheid en die begin, Abba Vader self. En dan herinner dit ons dat alles begin by Abba Vader, Yahweh Elohim. Sy autoriteit en teenwoordigheid bepaal hoe en wanneer hy genader mag word. Nie soos Nadav en Abihu gedink het in hulle eie manier en hulle eie ongehoorsaamheid nie. Dan kyk ons na die letter Get wat verwys het na afsondering, afbakening en 'n nuwe begin. Nou dit dui op die heiligheid van die plek, die tabernakel en die reinheidsvereistes vir die hoëpriesters. As ons kyk na hierdie week se gedeelte. En die dood van Aaron se seuns was 'n gevolg van die oortreding van hierdie instruksies. En so weet ons vandag, as ons Abba wil nader, moet dit uit 'n plek van gehoorsaamheid kom, waar ons onsself afsonder van dit wat ons weghou van sy teenwoordigheid, waar ons die eie ek neerlê en die ongehoorsaamheid vanaf wegstap. En dit is die prentjie wat ons kry in die Get. Dan die Resh wat verwys na 'n hoof, leierskap en 'n buiging in nederigheid.
Nou Aaron moes leer dat leierskap nie in die possessie lê nie, maar in gehoorsaamheid en in nederigheid. Hy moes buig onder Abba se instruksies om in die allerheiligste kan ingaan, nie op sy eie manier dinge doen nie. En net so is die definisie van leierskap in Abba se koninkryk, om in nederigheid net sy wil uit te voer. Dan die Jod, wat 'n prentjie van 'n hand en krag en autoriteit is. Hierdie verwys na die hand van Abba Vader wat opgetree het met die dood van die twee seuns, maar dieselfde hand wat ook 'n pad gemaak het van versoening in dit wat ons leer in die prentjie van Yom Kippur, 'n weg om terug te keer na Abba Vader toe en versoening te gee vir die sondes wat die volk gepleeg het. Dan kom ons by die tweede gedeelte, die mod. So mod het ons gesien bestaan uit mem, wat water en suiwering is. Nou ons moet onthou, die dood van die eie ek is 'n pad van reiniging. En net so moes die priesters hulle self skoon was by die waskolom en die eie ek neerlê. Mod is nie net die verlies van die eie ek nie, maar die voorbereiding vir 'n lewe met Abba Vader. 'n Lewe waar Abba Vader verheerlik word, waar hy eerste gesit word en waar Abba Vader deur jou 'n bron van lewe kan wees vir ander. So in hierdie prentjie van mod wat dood is, sien ons die mem. En so voorsien Abba Vader die weg waar jy in jouself doodgaan, daar die eie ek neerlê, skoon gewas word, om so in sy wil op te staan en 'n bron van lewe te wees vir ander, deur hom. Dan kom ons by die wav wat verbinding, 'n spyker en eenmaking tussen hemel en aarde is. Nou op Yom Kippur word die offer die brug tussen die sondaars en Abba Vader. En Yeshua vervul hierdie wav as die finale offer van versoening en die brug tussen hemel en aarde. Hy is ons weg van dood na lewe. En dan die finale letter, die kruis, die teken en seël en verbond. Nou hier wys die taaf op die finale teken van versoening. Die bloed wat op die versoendeksel gesprinkel is in Levitikus 16 vers 14. En hoe dit profeties heenwys na Yeshua se kruisiging. Diegene wat die merk of taaf of die seël dra, hulle is veilig. Want soos in Esegiel 9 vers 6 dit verklaar, die wat lewe dra die merk. Die wat lewe deur Yeshua, wat uitleef dit wat hy ons leer, dra hierdie merk vandag. En die merk verklaar dat die dood oorwin is en dat jy lewe vir Yeshua. So in die prentjie van Acharai Mod leer Abba Vader ons, wat is die lewe na die dood van die eie ek, waar jy jou eie ek van ontslaa raak, waar jy in die ongehoorsaamheid van ontslaa raak, doodgaan in jou eie wil en streef na sy wil, waar jy op 'n pad stap van suiwering, waar jy 'n pad stap van verbond en waar jy die merk dra, waar jy Yeshua uitleef in jou werksplek, waar jy Yeshua is in jou bediening en so sien ons leer Abba Vader ons wat die gevaar ook is, waar as jy nog opstaan in jou eie ek, waar jy nog gaan leef in jou eie ek, waar jy gaan 'n leier wees in die eie ek, hoe dit kan lei tot die dood. Maar as ons onsself neerlê, wanneer ons opstaan in nederigheid en wanneer ons deur Yeshua leef ons om 'n bron van versoening te wees vir ander en ons wandel hand in hand met Abba Vader. Dankie vir elkeen wat saam luister en mag ons so net meer en meer geheimenisse ontdek oor hierdie week se gedeelte en dit wat Abba Vader vir ons wil leer in Levitikus. Shalom.